Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou, gister sit ons en ons gesels lekker oor sport en veral oor golf. En golf is seker een van daardie sporte waaroor al die meeste analogieë gemaak is. Maar wanneer jy mooi dink, dan is alle sporte eintlik mensgemaakte uitdagings. Dinge wat ons kan toets, ons frustreer, irriteer en nederig maak. En golf doen dit uitstekend. Want golf leer jy baie vinnig iets oor die lewe en dit is dat jy gaan dit nooit 100% regkry nie. Maak nie saak hoe goed jou toerusting is nie, maak nie saak hoe mooi jy swaai nie, maak nie saak hoeveel YouTube video's jy kyk nie. Niemand beheer die spel 100% nie. Soms slaan jy ook 'n perfekte hou en die bal spring snaaks. Soms doen jy alles verkeerd en die bal land presies waar jy dit wou gehad het. En nou baie keer voel baie mense oor golf dat die baan teen jou is. Ag man, wat doen die water nou daar? Daardie banker, daardie wind. Maar as jy mooi dink, die baan het niks teen jou nie. Dis uiteindelik net 'n lappie gras en water en sand en bome wat net in die natuur is. Die baan het nie 'n hidden agenda nie. Dis nie daar om jou persoonlik te vernietig nie. Dis daar om jou uit te daag. Dis eintlik 'n uitnodiging vir jou om net te sê, kom speel. En ek dink die lewe werk baie dieselfde. Baie mense leef asof die wêreld teen hulle is, asof elke moeilike ding 'n persoonlike aanval is. Maar baie keer is die lewe nie teen jou nie. Die lewe sê net en nooi jou uit en sê, kom speel en kom leer en kom groei. En nog 'n interessante ding van golf is, voor jy mense ooit op die baan gaan speel, gaan 'n mens driving range toe. En 'n driving range is baie lekker, want daar is min konsekwensies. Jy slaan nie die bal en iemand anders gaan soek hom. Daar is nie regtig druk nie, daar's nie 'n tellbord nie en daar's geen kompetisie nie. Maar die probleem is, jy kan nie jou hele lewe op die driving range bly en sê dat jy 'n golfer is nie. Eventually moet jy die baan betree. En dis dalk waar baie mense vassteek. Hulle dink, hulle filosofeer, hulle lees motivational quotes, hulle praat oor geloof, hulle kyk video's soos hierdie, hulle praat oor hulle drome, praat oor verandering, maar hulle toets dit nooit op die baan van die lewe nie. En jy sal tog nooit weet waaraan jy moet begin werk voordat jy begin speel nie. Dis eers op die baan waar jy besef, my putting kort werk, my geduld kort werk, my emosies vat oor, my fokus val uitmekaar onder druk. En dan kyk ons na al die professionele spelers en dan lyk dit vir ons baie maklik. Daai ouens sink pad asof dit niks is nie, maar ons sien nie die ure en die herhaling en die mislukking en die oefening nie. Ons sien die sukses, maar nie die proses nie. En baie van ons doen dieselfde in die lewe. Ons maak dieselfde emosionele foute oor en oor, maar ons werk nooit aan ons innerlike skills om dit te oorbrug nie. Ons reageer dieselfde, ons word kwaad op dieselfde manier, ons twyfel op dieselfde manier, ons gee op dieselfde manier, oor en oor. Maar groei vra oefening. En dan is daar nog iets moois van golf, die idee van 'n handicap, 'n voorgee. Want dit gee almal 'n kans om saam te speel. Maak nie saak of jy goed of swak is nie, maak nie saak op watter vlak jy speel nie. En miskien is dit hoe God se genade werk. Want God nooi ons almal uit om saam te speel. Nie die perfekte mense nie die geestelike pros nie die ouens wat alles uitgesorteer het nie. Almal. Met jou swakhoue, met jou foute, met jou frustrasies en jou tekortkominge. Jy word steeds genooi om te kom speel. En dalk moet ek en jy ook so leef, om die mense rondom ons ook die voordeel van die twyfel te gee, om nie heeltyd ander se foute en hulle swakhoue uit te wys nie, om mense saam te vat op 'n ronde van die lewe, al sukkel hulle nog. Want genade beteken, ek sien jou tekortkominge, maar ek nooi jou steeds saam. En laastens, jy is dalk nie die beste golfer nie. En baie mense dink daaroor aan die swakhoue en hoe swak hulle speel. Maar vandag wil ek jou uitnooi om vir jou te sê, onthou, tussen in 'n ronde is daar tussenin 'n paar goeie houe. Daardie een perfekte dryf, daardie een ongelooflike pad, daardie een hou wat jou laat glimlag het. Want dis daardie houe wat jou die hoop gee om terug te kom. Daardie herinnering wat vir jou sê, volgende keer kan dit beter wees. En dalk is die lewe ook so. 'n Paar swak rondes beteken nie jy mag nie meer speel nie. 'n Paar mislukkings beteken nie die spel is verby nie. Dit beteken net, gaan oefen, gaan groei, maar gaan probeer weer. So dalk is die uitnodiging eenvoudig. Betree die baan, vat mense saam met jou, gee jouself genade, gee ander genade en gaan probeer jou bes. Want net omdat een rondte nie uitgewerk het nie, beteken dit nie dat die spel verby is nie. En dan onthou jy een laaste ding, tussen al die goeie en slegte houe,
Moenie vergeet om rond te kyk nie. Kyk na die berge, die water, die bome, die son en die stilte. En wees dankbaar dat jy die voorreg het om hierdie mooi spel van die lewe te mag speel vandag. Want dalk is dit die grootste wen van alles. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.